darm 'n plan maak. Ja, ek hou maar van hom buite die stander. Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Ek is dankbaar ons kon 'n plan gemaak het nou en julle kan nog steeds hoor. Dis 'n lieflike dag, dis regtig lekker buite. Dis vir my altyd lekker as die wind nie waai nie, maak nie saak of dit koud is en of wat warm is nie, dan's ek gelukkig. Maar vandag is die son nou ook uit, so dis 'n bonus. Baie welkom hier so vanoggend. Mag jy ook vanoggend tuis voel hier by ons en mag my gebed is dat ons elkeen 'n ontmoeting sal hê met die lewende Here wat hier teenwoordig is. Die Springbokke het ook baie goed gewen. Arme Wallis kry maar swaar. Maar net as mens nou dink hier's 'n wedstryd sonder dat ons 'n kaart gaan kry, dan kom dit op die einde. So ek weet nie, ek dink Eben Etzebeth wil dalk 'n bietjie af hê. Ek dink want ek het gehoor daar kom 'n baba, so miskien wil hy 'n bietjie af hê. Mens weet nou nie. Maar ja, ek wil net ook sê as jy nog nie 'n stormer is nie, daar's nog tyd, jy kan 'n stormer word. Hulle doen goed. As jy 'n haai of 'n bloubil is, wil ek maar net sê sterkte. Dit gaan maar treurig. Maar ja, baie welkom hier so vanoggend. Ek wil vra, die kruisies is op bo, maar as jy 'n besoeker is, steek asseblief jou hand op. Ons wil net 'n kruisie gee. Ek weet dan die Nel en Johan Nel is nou hier by ons weer vanoggend. Hulle bly nou in Botswana. So is lekker om hulle ook hier te hê. Ek wil vir julle ook 'n kruisie mag gee net. Welkom terug. Maar as enigiemand anders is, steek asseblief ook jou hand op. Oom kan nou, Kobus is nou nie daar nie gaan. Daar is hy. Hy moet nou eers nog goed uitsorteer, lyk my, in die babakamer. Kobus, jy kan net aangaan na die volgende skuifie toe. Maar ek wil hê, voor ons dit daaroor gesels 'n bietjie, kom ons groet net mekaar. Ons is 'n familie in Christus, broers en susters in Christus. Dis lekker ook om saam te kom en mekaar weer te sien. Party het jy dalk lanklaas gesien. Ons is ook lief vir mekaar, so ons groet mekaar. Ons gasvryheid is baie belangrik ook vir ons as Christene. Maar gesels net so 'n bietjie oor daai vraag op die skerm. Waarvoor het jy onlangs gewag? En hoe was dit? En sien jy uit na Kersfees? En waarna sien jy uit? So ons gesels net so 'n bietjie daaroor. Waarvoor het jy onlangs gewag? En sien jy uit na Kersfees? Vir baie goed is dit makliker om voor te wag. As jy nou net vir ietsie kleins wag, so sê nou maar jy het nou iets bestel om afgelewer te word, dan soek jy dit dalk graag, maar dis nou nie so dringend, jy kan dalk 'n dag of 2 wag, of dalk 'n bietjie langer, maar as jy nou wag dalk vir 'n werk, is dit moeiliker, as jy onseker is, jy weet nie wanneer dit gaan kom nie. As jy wag vir 'n uitslag van 'n geliefde wat dalk in die hospitaal is, dan is dit moeilik. Ons wag nou ook vir Kersfees. En dis baie keer eintlik erg hoe vroeg die winkels al begin met die Kersversiering en die musiek en so aan, die liggies. Maar dit sê vir ons eintlik dat Kersfees kom ook nader. Dis aan die kom. Ons sien uit daarna. Nou, ons is nou in die
tyd van Advent. Die kerkjaar begin nou eintlik. Met Advent begin dit. Dis hoekom ons nou Persvla ook op. Dit begin 4 Sondae voor Kersfees. En dis 'n tyd, Advent kom van die Latynse woord adventus, wat beteken koms. En ons berei voor om Jesus se koms te vier, sy geboorte. Maar is ook 'n tyd waar ons weer dink daaraan dat Jesus weer gaan kom. Soos ook 'n tyd van verwagting. Ons wag, ons sien uit na Christus wat weer gaan kom. Dat alles nuut gemaak gaan word, dat daar herstel gaan kom. Ons sien uit daarna. Maar ons leef eintlik in hierdie spanning. Maar Advent is 'n tyd waar ons voorberei vir Kersfees. So dit help ons ook eintlik om, as ons al die goed sien na buite, koop, dan herinner dit vir ons waaroor gaan Kersfees werklik. So elke Sondag is daar ook 'n tema. So dit begin hoop, dan vrede, vreugde, liefde, en dan is dit Kersfees. Dis alles geskenke, hemelse geskenke of gawes wat Christus vir ons kom gee. So ons dink in hierdie tyd daaroor na, maar ons moet ook dit gaan uitleef. En alles bou op na die grootste geskenk, en dit is Christus. Dit is waaroor Kersfees werklik gaan. Nou, ons het ook, daar's ook 'n gewilde gebruik in hierdie tyd om van 'n adventskrans gebruik te maak. Nou daar is baie simboliek, maar dit is in die vorm van 'n sirkel. En 'n sirkel het nie 'n begin of 'n einde nie. En dit sê vir ons, God, daar's ook nie 'n einde aan God nie. Ook nie aan God se liefde vir ons nie. Die groen, gewoonlik as ons nou groen blare en so aan, dit wys na lewe. So dit saam met die sirkel sê ook vir ons het die ewige lewe, ons wie glo. Is nou maar net van die betekenisse hiervan. En dan is hier nou die kerse, soos ek gesê het, elke Sondag steek ons een aan, elkeen simboliseer iets, maar die lig raak ook meer, al hoe meer. Elke Sondag brand daar nou nog een by, tot met Kersfees, dan brand almal. En dit is vir ons dan die herinnering, die ware lig het gekom na die wêreld toe. Dit gee vir ons hoop. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Niks kan hierdie lig keer nie. So ons gaan nou die eerste kers aansteek. Alex gaan dit vir ons aansteek. Maar ons net so 'n stukkie wat ek wil lees. Jy kan so lank nader kom, Alex. Ek gaan net vir ons 'n stukkie lees voor ons dit aansteek. Vandag is die eerste Sondag van Advent, die Sondag van hoop. Vandag in Advent, die tyd van afwagting en verlange, stel ons as gelowiges opnuut ons hoop op God as die een wat deur die koms van Christus redding bring en vir ons 'n hoop en 'n nuwe toekoms gee. Die volk Israel het gehoop op die vervulling van God se beloftes en God het hulle nie teleurgestel nie. Die hoop dat hy sou kom en ons hoop dat hy weer sal kom is soos 'n lig wat skyn in 'n donker plek. Jesus, U is Immanuel, God met ons. U is ons hoop. Jy gaan nou hierdie ene aansteek vir ons, Alex. Dis nou die kers van hoop. Asai, dankie. Ek het nou hierso vir jou ook ietsie, Alex. Jy kan net daarso is dit, jy kan dit net afhaal, dan kan jy vir jou een vat in daai plastiek. Ek het nou nie dit afgehaal nou nie. Lyk my die TV lol ook 'n bietjie vanoggend. Weet jy, is dit die kabel nou en ek sal maar bietjie moet kyk. Nou kan julle dit doen by die huis. Dit gaan oor hierdie eerste Sondag van Advent. Dan sit nou 'n gedeeltes wat julle kan lees en goed waaroor julle bietjie kan gesels. Asai. Want sy boetie en sussie is hier vanoggend, so jy kan nou weer vir hulle vertel wat is Advent, waaroor gaan dit. Maar ons het hoop, ons moet dit onthou, ten spyte van alles wat ons sien en wat daar buite aangaan. Christus is ons hoop. Hy het gekom, hy is hier en hy gaan weer kom. En niks kan vir God keer nie.
Maar dit is ook belangrik as ons nou praat oor hoop vanoggend. Dis hoop te midde van wanhoop. As ons na hierdie wêreld kyk, daar's baie slegte goed. Daar's baie geweld, misdaad, al daai tipe dinge. Baie geslagsgebaseerde geweld. Dit is nou 'n nasionale krisis, as 'n nasionale krisis verklaar. So ons moet ook bid vir hierdie tipe goed terwyl ons hoop het. Ons bid, ons vra Here, help, tree in. Daar's soveel goed wat nie reg is nie. In Suid-Afrika het ek gehoor 3 vroue word daagliks deur iemand na hulle vermoor. En 1 uit 4 vroue rapporteer fisieke of seksuele mishandeling. So dis regtig baie, dis erg, dis hartseer. Kom ons vat 'n paar oomblikke en ons bid net hieroor. Ons hemelse Vader, ons leef in 'n gebroke wêreld, maar ons weet, ons is nie alleen nie. U is met ons. Here, as ons so hoor op die nuus en van die verskriklike goed wat gebeur, die geweld, die misdaad, die moorde, Here, dit maak ons hartseer. Party probeer dit vermy, maar ons kan nie, dit gebeur om ons. Ons kan net uitroep na U, Here. Ons weet U hoor ons gebede. Ons bid vir slagoffers, vir mense wat mishandel word, vroue, kinders, wat magteloos is dalk, Here. Here, ons kan net bid, en ons bid vir ons wêreld, Here. Ons bid dat mense U sal ontmoet, en mekaar sal respekteer. Help ons ook, Here, om mense om ons lief te hê en te respekteer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ja, daar is nou 'n bietjie agtergrondmusiek ook, maar dit herinner ons ook, ons leef in 'n land waar daar mede-Christene is, jy mag jou geloof uitleef, so hulle doen dit nou baie vrolik vanoggend. Hulle is baie bly, hulle sing, dit is 'n groot deel van hulle diens is om te sing. Maar ek wil net ons groet vanoggend, broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou staan en ons gaan die lied saam sing, welkom, o stille nag van vrede. Ek kan maar net aangaan, Kobus.
Ek weet nie, ken van julle vir Corrie ten Boom nie. Corrie ten Boom, ja. Sy is 'n baie bekende persoon in die geskiedenis wat sy en haar gesin het Jode gehelp in hulle huis. Hulle het hulle weggesteek in hulle huis toe dit nou die Tweede Wêreldoorlog was en Hitler hulle nou die Jode moes nou wou vang en in konsentrasiekampe sit. So hulle was Christene, maar hulle het daai roeping ervaar. Ons moet Jode help. En dit was nogal 'n gevaarlike ding om te doen, baie gevaarlik. Jy het jou eie lewe in gevaar gestel om ander te help. So ons gaan net so 'n videoetjie kyk. Dis nou in hulle huis afgeneem. So en dan wys hulle nou waar het hulle die Jode weggesteek. So ons gaan net hierdie video kyk. I'm here at the house of Corrie ten Boom in Harlem, and I want to tell you a story of how Christians saved Jews during World War II, during the Holocaust. Right in Harlem, the ten Boom family's watch shop was more than a business. It was a front for a fierce resistance against the Nazi tyranny. Corrie ten Boom, a force of nature, turned her family home into a sanctuary for those hunted by the Gestapo, which was 100 meters from their house. Picture this, a room so tiny that could almost make you feel claustrophobic, but it was a room that determined the fate of hundreds. I want to show you this room. You can see the hiding place. This was the space that determined fate of Jewish people during the Holocaust, during World War II. It was the wall behind Corrie ten Boom's bedroom. And the crazy part is that when the Gestapo knocked at the door to search, or if they wanted to find out if there are Jews here, so they would ring the bell. The people here, they had 70 seconds to run from the house and go and hide inside this space. Let me show you how you actually get in there. For people who are more older than me, even for me it was a little bit challenging, but just imagine that you're having 70 seconds to run and save your life. By helping the Jews, the ten Booms, of course, risked their lives. The fate of helping a Jew that time was death. You help a Jew, you die as a Jew. But not all heroes wear capes, and not all stories have the best, perfect ending. And unfortunately, in 1944, the Nazis found out about this whole operation, the hiding place. A Dutch person tipped off the Nazis, and they came and they made arrests. Corrie's father, brother, sister, and nephew all paid the ultimate price for saving Jews. Corrie and her sister Betsy ended up in the Ravensbrück camp, yet even surrounded by death, they didn't let the light of hope flicker out. They held secret Bible sessions, whispering verses of faith over the cries of despair. Betsy, even as her body failed her in that horrific nightmare, she never let go of her hope and a dream for a post-war home for healing and renewal. Her last words to Corrie were a lifeline. She said, "There is no pit so deep that God's love is not deeper still." Corrie traveled the globe not just to tell her story, which is remarkable as you can see, but she traveled to preach about forgiveness. Shockingly, even extending a hand of forgiveness to the very guards who tormented them in that Nazi camp. He brings his love, and it's bigger than all the hate, Corrie declared, proving that real power lies in forgiveness, not vengeance. Corrie ten Boom is a hero not just of her time, but of all time, because she preaches a story of forgiving the unforgivable. And this is a story of Christians that helped save Jews during the Holocaust. Thank you for watching. Share this video. So dis eintlik net wonderlik. Sy het daar in die konsentrasiekamp die woord van die Here verkondig, mense bemoedig, maar sy het ook na die tyd,
toe sy by 'n kerk gepraat het een keer, toe's daar een van die wagte wat daar was, wat daar baie laat swaar kry het, en sy het hom toe vergewe ook. So dis net wonderlik. Maar dit is, hulle het hierdie roeping ervaar, en hulle het gehoorsaam opgetree teenoor die Here. Ons is nou by die laaste week van 'n 5 weke, gaan hy nou af, Kobus? As hy ons is nou by die laaste week van 'n 5 weke reis met Barnabas die bemoediger. So ons het nou bietjie nagedink oor hom en watter gewoontes hy gehad het en hoe die gawes wat hy gekry het by die Here, hoe hy dit gebruik het tot voordeel van die kerk en in diens van die Here. Ons het ook gesien dat hy 'n belangrike rol gespeel het in Saulus se verhaal en dat sy roeping kon ontwikkel het. Nou, vir verlede Sondag se teksgedeelte was Handelinge 11 vers 24b tot 30 en die tema was Barnabas die bemagtiger en die geestelike gewoonte wat ons moet inoefen is omgee. Nou vanoggend lees ons uit Handelinge 13 vers 1 tot 13 en hierin is die tema is Barnabas die bedienaar en die gewoonte wat ons moet inoefen is die daaglikse ondersoek. Maar ek gaan later bietjie daaroor iets sê. Maar mens hoor hierin hoe Barnabas en Saulus op die eerste sendingreis gestuur is. Die evangelie word nou dan verder gedeel aan nie-Jode. Hulle steek verdere grense oor. Maar kom ons bid saam voor ons dit lees. Lewende Here, ons bid nou dat U lewende woorde nie by ons 'n hart van klip en 'n kop van yster sal aantref nie, maar 'n leerbare gees wat werklik soek na die betekenis van die nuwe lewe in U. Laat ons hier werklik ervaar dat U ons Vader is, wat ons as U kinders aangeneem het, dat U ons verlosser is, wat namens ons gesterf het en weer opgestaan het, en dat U deur U Gees ons harte verlig om U stem te hoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons uit Handelinge 13 vers 1 tot 13. En dis uit die 1983 vertaling. Onder die profete en leraars in die gemeente in Antiochië was Barnabas, Simeon wat ook Niger genoem is, Lucius van Cyrene, Manaan wat saam met die heerser Herodes groot geword het en Saulus. Toe hulle op 'n keer by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus vir my af, om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan. So is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur. Hulle het na Seleukië toe gegaan en daarvandaan na Cyprus toe opgevaar en in Salamis aangekom. Daar het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Hulle het Johannes by hulle gehad om hulle te help. Dis nou Johannes Markus, soos hy ook bekend staan. Daarna het hulle die hele eiland deurgegaan tot by Pafos, waar hulle 'n Joodse towenaar met die naam Bar-Jesus teëgekom het, wat voorgegee het dat hy 'n profeet is. Hy was by die goewerneur Sergius Paulus, wat 'n verstandige man was. Die goewerneur het vir Barnabas en Saulus laat roep, want hy wou graag die woord van God hoor. Die towenaar Elasmus, soos hy in Grieks Elimas, soos hy in Grieks genoem is, het hulle egter teëgestaan, omdat hy wou verhoed dat die goewerneur in Jesus glo. Maar Saulus, dit is Paulus, dis nou sy Latynse naam, vol van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk en gesê,
duiwelskind, deurtrapte skelm en bedrieger, vyand van alles wat reg is, sal jy ophou om in die pad van die Here te staan. Die Here gaan jou nou straf. Jy sal blind word en die son 'n tyd lank nie sien nie. Onmiddellik het alles vir hom vaag en donker geword, en hy het rondgetas na iemand om hom aan die hand te lei. Die gouverneur was diep onder die indruk van die leer van die Here, en toe hy sien wat gebeur het hy gelowig geword. Paulus en sy reisgenote het met 'n skip van Pafos af vertrek en by Perge in Pamfilië aangekom. Daar het Johannes hulle verlaat en na Jerusalem toe teruggegaan. Ons lees net tot sover. Nou, ons hoor in hierdie teksgedeelte van 'n multikulturele en sosiaal diverse span leiers wat in hierdie gemeente in Antiochië was. Is 'n diverse span. En mens hoor nou, daar was profete en leraars, maar Barnabas word eerste genoem onder hulle. En party lei dan nou af, hy was die leier-leraar. As jy nou dalk besigheidsterme wil praat, sê jy dalk dink aan 'n CEO. Dis nou heel bo die hoof. Hy was die leier-leraar. Men ons hoor dat die leiers op 'n keer by mekaar was om die Here te dien, om die Here te aanbid. Maar hulle het ook gevas. En om te vas is nou iets wat dalk nie so algemeen dalk is meer vandag nie. Dit is nie iets wat baie dalk doen nie, maar dis ook 'n geloofsgewoonte om vir 'n sekere tyd dalk nie kos te eet nie of minder te eet, omdat jy dan nou juist wil fokus op die Here, om jou te herinner jy is afhanklik van die Here. Of as jy byvoorbeeld soek vir die Here se leiding, dan kan jy vas. So dit is ook 'n geloofsgewoonte. Dit is nie net dat mens kos hoef te vas nie. Byvoorbeeld in lydenstyd is dit ook 'n tyd van vas, maar dan kan mens ook goed wat jy baie gebruik en van afhanklik af is, vas. So sê nou maar jy drink baie koffie, dan vas jy dit dalk in daai tyd, want jy is lus vir daai koffie, of sê nou maar sjokolades, of wat ook al, TV kyk. En dan gebruik jy nou, in plek daarvan bid jy, fokus op die Here. Of jy slaan dalk een ete oor. Maar mens moet nie roekeloos wees met dit nie. Maar nou nie as jy 'n diabetes niks eet vir 'n dag nie en dan pas jy uit nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Maar dit is maar net iets wat 'n mens kan help in jou geloof, wat jou nader aan die Here kan bring. So hulle het so gevas, en dit was hierdie om die Here so te aanbid en te vas was 'n manier hoe hulle, dit was 'n voorbereidende ding wat hulle gedoen het. Hulle het gewag vir die leiding van die Heilige Gees. Hulle het gesoek na God se stem. Wat is die Here se wil vir ons? Nou dit kan wees dat daar 'n sterk behoefte was onder al hierdie nie-Jode. Daar was baie nie-Jode wat in hierdie gemeente wat in Jesus begin glo het. So dit kan wees dat daar 'n sterk behoefte was dat hulle nou wil hê die goeie nuus moet nou verder gedeel word aan nie-Jode. Daar moet nou verder hierdie getuienis gedeel word. Maar hulle wou toe bid en vra en soek toe leiding. Here, hoe moet ons dit doen? Wie moet gaan? So hulle het so toe besluit, kom ons kom by mekaar, kom ons vas, kom ons bid. Hulle het regtig gesoek na die Here se leiding. En nou hoor mens dat terwyl hulle besig was, het die Heilige Gees vir hulle gesê, vir hulle uitgewys, ek het vir Barnabas en Saulus gekies. Ek wil hê hulle moet uitgestuur word. So die Heilige Gees het hulle gekies. Hulle is die wat nou op 'n sendingreis moet gaan. Hulle moet die evangelie nou verder gaan uitleef, gaan deel. Hulle het daai taak.
die Heilige Gees het hulle duidelik gelei. Hulle het gehoor, sonder Barnabas en Saulus vir my af, om die werk te doen, waarvoor ek hulle geroep het. Dit het die Heilige Gees vir hulle gesê. So hulle het daai roeping gekry. Maar mens hoor dat die gemeente het ook 'n rol gespeel. Dis die bevestigende kant. Hulle het nou seker gehoor, die leiers sê dit, maar toe het hulle ook geonderskei. Is dit wat die Here sê? Ons wil duidelik weet. So die gemeente het ook gevas en gebid. En so dit is ook 'n belangrike rol. Almal het saam geluister. Wat sê die Here? Hoe wil die Here ons gebruik? So hulle het hulle opgestel vir die Here en sy roeping. Hulle het nie maar net self besluit, ons gaan dit doen, ons kies nou sommer vir Sean en om Benny, hulle gaan vertel van Jesus nie. Hulle het wou regtig weet, Here, wat moet ons doen, hoe, wie lei ons? So die leiers en die gemeente het saam God se wil onderskei. En hulle het toe nou ook, toe hulle klaar was met dit, het hulle toe nou geweet, okay, dit is wat ons moet doen. Hulle het toe die hande gelê op Saulus en Barnabas. Dis eintlik ook 'n bevestiging om te sê, ons glo julle het hierdie roeping van die Here. Ons stuur julle, ons erken dit, ons bevestig dit. Maar dis ook 'n seën vir hierdie bediening wat julle het, vir hierdie rol wat julle moet doen. So dis ook wonderlik hoe hulle het gehoor wat God sê, maar hulle het ook gereageer daarop, gehoorsaam. Hulle het nie gesê ons hoor dit, maar ons is nie lus, ons gaan maar net hier in Antiochië bly nie. Nee, hulle het gevoel dis wat die Here wil hê. So ons stuur nou die mense wie hy wil gebruik. Nou ek het gelees, dit was geskryf deur Chris van Wyk, hy is 'n afgetrede predikant. Hy was ook hier in Port Elizabeth vir lang. Hy het geskryf oor David Wilkerson. Jy kan aangaan na daai slide toe, daar's 'n foto van hom. Hy het geleef van 1931 tot 2011, toe is hy nou oorlede. Hy's 'n Amerikaner en party van julle het dalk ook daai gewoonte. Ek kyk ook maar TV, maar party kyk dalk, as hulle nie kan slaap die dag, gaan kyk jy TV, soos dalk party keer laat in die aand. Hy het so 'n gewoonte gehad, as hy nie kon slaap nie, dan het hy TV gaan kyk. Maar toe kom dit by hom op 'n dag, hy dink, Here, wat sal gebeur as ek nou nie meer TV kyk so nie, en eerder in daai tyd bid? Wat sal gebeur? Ek wonder, hy het nogals gewonder daaroor, hoe gaan dit sy lewe raak? Hy het sy TV sommer verkoop toe. Hy het gesê, hy is nou klaar sommer met die TV. Miskien het hy baie ander tye ook gekyk, mens weet nou nie. Maar dit kan ook maklik gebeur. Dit vat baie tyd, die tegnologie, of 'n foon, of Facebook, of wat ook al. Maar hy het besluit, hy gaan dit verkoop. En hy bid toe, hulle sê, hy het so tussen 12 en 2 uur, was nou in die aande, was nou, van die oggende, was nou sy gebedstyd. En hy bid toe, dit was een gewoonte, so hy het nou seker gereeld gedoen. Maar wat toe gebeur is, daar was 'n tydskrif op sy lesenaar. Hy het nou daar by die lesenaar gesit en bid. Daar is nou minder afleiding seker ook. Maar daar was 'n tydskrif, die Life tydskrif. Ek ken nou nie die tydskrif nie, maar dit het daar gelê. En hy het heeltyd aan hierdie tydskrif gedink. En hy vra toe, Here, is daar iets in hierdie tydskrif wat U wil hê ek moet sien? En hy kyk toe nou 'n bietjie deur hierdie tydskrif, want dit het nou vir 'n tyd lank, dit gaan nie weg nie, hy dink net daaraan. Toe sien hy 'n berig oor 'n bendeverhoor in New York, en dit was 'n tienerbende, hulle het bekend gestaan as die Drake. Dit was nou hulle bende. So hy daar vasgehaak, en hy sien toe nou 'n foto wat 'n kunstenaar geskilder het van hierdie kinders wat nou verhoor moet word. Hulle het 'n kind, ek dink 'n 15-jarige kind, het hulle by Highbridge Park in New York,
was 'n 15-jarige polio slagoffer, Michael Farmer. Hulle het hom brutaal aangeval en vermoor. Hulle was baie wreed, hulle het hom in sy rug gesteek en oor die kop geslaan en agterna het hulle sy bloed aan hulle hare afgevee en gesê ons het hom goed bygekom. So hulle was baie wreed, dis baie erg. Maar hierdie Wilkerson, dit het hom baie diep geraak, getref. Sy maag het eintlik so gedraai. Dit laat mens dink aan Jesus wat ook as mense swaar gekry het sy maag eintlik gedraai. In die Grieks is die woordsplag niet so maar, hy het dit diep gevoel, hy het hulle innig jammer gekry. Hy het so iets ervaar. Maar daar was een van daai kinders, hy het in hulle oë, soos hierdie oude dag geskilder het, gesien die haat en die woede en die, hierdie kinders is heeltemal verlore. En hy voel toe, dat die Here sê vir hom, jy moet hierdie kinders gaan help, jy moet sulke kinders gaan help, gaan na New York toe. En hy het toe New York toe gegaan, hy kom van, hy was maar 35 jaar oud, en hy het van Pennsylvania afgekom, uit die berge sê hulle in Phillipsburg, en hy is toe in 1958 na New York toe. En hy het nou veral gefokus toe op die dwelmverslaafdes en die bende, met kinders en so wat in bendes is, mense wat in bendes is. En hy het toe 'n hele bediening begin, Teen Challenge, en hulle sê dit was baie suksesvol. Hulle het nou later studies gedoen en bietjie gekyk. Dit was tot 86% en partykeer hoër was die suksessyfer onder hierdie dwelmverslaafdes en bendeleiers, mense wat nou regtig verander het. Maar hulle het agtergekom, een faktor wat die hooffaktor was of die woord Jesus of God. Dit het uitgekom heeltyd en dit het te bekend gestaan as the Jesus factor. So was vir hom belangrik om ook mense moet gehoor van Jesus. Hy wil hê hulle moet hom ontmoet. Hulle moet nie maar net 'n rehabilitasiekursus deurgaan nie. So dit het 'n baie groot impak gehad en daar's nou 'n bekende boek van hom ook, The Cross and the Switchblade. So dis ook iets wat jy kan gaan lees as jy meer wil weet hiervan. Dis in 1963 gepubliseer. So, maar wat net belangrik is, wat mens hier hoor is, hy het gebid, hy het 'n gewoonte gemaak om tyd met die Here te spandeer. Hy het stil geword, hy het gebid, hy het geluister. Wat wil die Here vir my sê? Ek soek na die Here se wil. Hy het die Bybel ook gelees, maar wat ons ook hoor is, hy het ook geluister, hy was oop vir ander maniere hoe die Here ook praat. Want die Here praat met ons deur die woord, maar hy praat ook met ons deur gebeure wat gebeur en in ons daaglikse lewe. So deur 'n tydskrif het hy toe God se roepstem gehoor. So iets wat mense ook soms kan doen is, ons kry nou nie eintlik meer koerante nie, maar as jy nou 'n koerant het, blaai daar deur, kyk wat sien jy raak, wat druk die Here dalk op jou hart, bid dalk vir van daai goed wat jy voel op jou hart gedruk word. Dalk sien jy iets raak, as jy byvoorbeeld dalk die Herald lees, dan hoor jy van goed in die stad, dalk praat die Here so met jou, of vat 'n tydskrif, blaai daar deur, mens luister net verder, kyk wat om jou aangaan, wat sien jy in die gebeure om jou, wat 'n nood is daar, dis alles maniere hoe die Here ook met ons praat. So ons moet nie onsself afsonder van die wêreld en net die Bybel lees en nie omgee wat aangaan nie. Dis moeilik om soms die nuus te kyk, maar mense sien daar ook goed. Wat gaan aan? Wat is die werklikheid? Watter probleme is daar? So hy het God gehoor, want hy het gebid en hy het geluister, hy het gewag, hy het gesoek na die Here se wil. En hy het toe gehoorsaam gereageer en na New York toe gegaan. Heeltemal na 'n ander plek. Dit is ook, as ek na my eie lewe dink, ek het ook nooit vroeër gedink, ek gaan 'n dominee word of ek gaan PE toe kom nie, maar ek het gevra, Here, lei my, wys my watter rigting wil U hê moet ek gaan. Wys my wat se gemeente. So praat die Here met ons.
Die voormalige invloedryke Sweedse teoloog Karl Barth, hy het gesê, jy moet jou Bybel lees, maar jy moet ook jou koerant lees. Jy moenie net die koerant lees nie, maar moet ook nie net die Bybel lees nie. Kyk ook, lees verder, sien verder wat aangaan. Luister wat die Here vir jou wil sê, so ook. Ook die mense wat oor jou pad kom. En dit is waar die geloofsgewoonte, die daaglikse ondersoek, mens ook help. Aan die einde van die dag, vat net 'n tydjie, speel die dag soos 'n fliek af in jou kop. Dink net, wat is die eerste ding wat ek onthou? Wat het gebeur vandag? Waar het ek iets van die Here se teenwoordigheid ervaar? Dalk het die Here vir my iets gesê vandag. Wie het oor my pad gekom? Sulke tipe goed. Watter emosies het ek ervaar en die gebeure wat gebeur het? Mens gaan ook agterkom dan, daar's goed wat ek dalk verkeerd gedoen het of nie gedoen het. Dan kan mens sê, Here, vergewe my, help my, verander my. Maar mens kan ook dankie sê vir die goeie goed. Dit maak nogals 'n verskil, want ons leef soms besig, ons dink nie na oor ons daar nie. Miskien is daar iets soos wat met hierdie David gebeur het, iets wat op jou hart bly, 'n patroon dalk. So praat die Here dalk ook met jou. Iets wat, dit gaan nie weg nie, dit bly op jou hart. Dit is ook hoe die Here soms met mense praat. Ek weet van mense ook wat, hulle het gehoor, hulle het gevoel, die Here praat met hulle moet dalk 'n dominee word, maar hulle het dit probeer vermy. Hulle het gesê, nee, ek wil nie dit doen nie. Dan het hulle in 'n ander rigting gegaan, maar daai stem het nie weggegaan nie. Dan het hulle, later moes hulle kon nie langer dit weerstaan nie. Die dominee byvoorbeeld by VGK Kelvindale, hy is die moderator van die Weskaap en die Ooskaap, synode van die VG Kerk. Hy sê, dit was in sy geval so. Tot hy op 'n dag nie meer kon nie, hy moes. En toe sy nou baie vry eintlik en verlig en vol vreugde toe hy luister na die Here se roepstem. Maar ja, ons hoor dan nou verder ook in vers 4, Barnabas en Saulus is toe deur die Heilige Gees uitgestuur na Cyprus toe. Daar is nou 'n kaart, want dit help, mense hoor nou baie name, maar hulle is daar van Antiochië af, die rooi lyn wys nou hoe het hulle gegaan, Cyprus toe, en toe is hulle nou ook later verder, en dan die blou lyn wys hoe hulle nou weer teruggekom het. So, daai was nou die eerste sendingreis. So hulle het rondgegaan en die evangelie gaan deel. So hulle gaan na Cyprus toe, dis die eiland waar Barnabas groot geword het. So hulle gaan eers eintlik na die bekende deel toe, 'n redelike veilige gedeelte. En dan hoor mens nou hoe hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig het, maar toe kom daar ook teenstand van hierdie towenaar, Bar Jesus, ook Elimas, in die Grieks genoem. Hy wou keer dat die gouverneur vir Jesus ontmoet. Hy wou nie gehad het, hy moet die goeie nuus hoor nie. Hy wou nie gehad het, hy moet dalk in Jesus begin glo nie. So hy het dit eintlik probeer keer, maar mens hoor ook hoe die Here aan die werk is. Ons is maar net die instrumente, ons moet saai, maar is die Here wat deur sy Gees daai saad laat ontkiem, laat groei. En dan hoor mens daai gouverneur, na alles wat hy toe gesien gebeur het, daai man het nou sommer blind geraak, hy towenaar, maar hy was baie beïndruk deur die leer wat hy ontvang het, en hy het bekeer, hy het geglo. So ons word ook net herinner, as ons gaan vertel van Jesus, as ons uit ons gemaksones gaan en oor grense, ons getuig, daar gaan teenstand kom, mens kan dit maar weet, nie almal gaan bly wees daaroor, of gaan dit wil hoor, of gaan wil hê mens moet dit doen nie, maar ons moet onthou, ons is nie die instrument, ons moet aanhou saai, dis die Here wat dit laat groei, dit hang nie van ons af nie, ons hoor hoe die Here deur sy Gees in hierdie gedeelte iemand verander het, die Here bring daai diep verandering, maar die Here wil ons gebruik, dit moet ons ook besef. En dan in vers 13 hoor mens hoe hulle nou verder gegaan het. Hulle het ook in Pamfilië aangekom.
ja, later, hierso hoor mens dan nou ook dat Johannes, Markus het hulle toe nou verlaat en dit het toe nou gelei na in Handelinge 15, dat Barnabas en Saulus toe nou in verskillende rigtings gegaan het. Hulle het bietjie verskil oor hierdie Johannes, Markus. Paulus was nie baie bly daaroor dat hy nou net hulle gelos het en nie saam met hulle mee wou werk nie. Maar Barnabas het toe nou weer saam met hom gegaan. Maar ja, ons gaan nou nie daarop ingaan vanoggend nie. So ja, die uitnodiging is vir ons net weer eens goeie gewoontes, ons moet dit inoefen. Ons gaan nie nader aan die Here kom en sy stem hoor as ons nie goeie gewoontes het nie. Ons kan nog steeds sy stem hoor, maar dit help ons om goeie gewoontes te hê. So bly ons fokus op die Here, so bly ons bewus van sy teenwoordigheid, so stel ons oop vir die Here se leiding. Maar ons moet ook gehoorsaam reageer as ons wel hoor. Dit is wat die Here van ons vra. So kom ons gaan doen dit, en kom ons onthou die Here is teenwoordig, hy is aan die werk, hy verander vandag nog mense, maar hy gebruik ons ook, en dis 'n voorreg. Kom ons bid saam. Here, dit is regtig 'n groot voorreg dat U ons wil gebruik, dat U ons op verskillende maniere gebruik. Here, ons hoor ook dat dit kan beteken ons moet uit ons gemaksone gaan. Ons moet die bekende agterlaat en ons moet U vertrou. Here, dankie dat U ons bystaan, U is aan die werk. Dis U wat mense verander. Dis die Heilige Gees wat mense se oë oopmaak vir Christus. Ons kan net getuig, ons kan net die sade saai, maar help ons om dit te doen. Ons bid dat U genade, U liefde ons sal dring, ons in beweging sal bring. Om nie heeltyd eerder te dink wat gaan mense sê of doen nie, maar wat verwag U? Here, daar's baie geleenthede vir ons om 'n lig te kan wees. En ons leef met hoop, want ons weet U is aan die werk en niks gaan U kan keer nie. Here, baie dankie dat ons hierin kan vashou. Jesus, U is Immanuel, God met ons. Die Kerstyd is 'n tyd vir party wat baie moeilik is, want hulle is dalk eensaam, of dis die eerste Kersfees sonder 'n geliefde, sonder 'n man of 'n vrou, of dalk selfs 'n kind. Here, dit is moeilik en is hartseer. Here, daar's mense wat onseker is. Dis Kerstyd, maar hulle kan nie geskenke koop nie, hulle het nie 'n werk nie, hulle weet nie wanneer dit gaan kom nie. Help hulle ook, Here. Ons bid vir uitkoms. Ook in ons gemeente is al jong volwassenes wat werk soek. Ons bid vir hulle, Here. En ons weet, U wil hulle ook iewers gebruik. U sal vir hulle ook die regte deure oopmaak. Ons bid daarvoor en ons vertrou U, want U is getrou. Here, help ons as ons wag om nie te dink, dit is verby, dis klaar, daar's nie meer hoop nie. Help ons om ons fokus op U te hou. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die dankoffers. Dan gaan net 'n paar afkondigings gedeel word. Om Terry gaan ook iets wil sê oor die Kersfees. Etes wat ingebring kan word, wat uitgedeel word. Wil ook net weer noem, daar is die SnapScan barcodes, dit is daar op die banke is ook dit, as jy nie kontant het nie, dan kan jy so ook jou dankoffer gee.
Kom ons sluit net ons oë. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend weer hierdie kan ontvang, Here. Dis als genade wat U vir ons gee. Dankie Here vir daai stemmetjies in mense se lewens wat sê dat hulle vanoggend hier moet wees en ook 'n gedeelte moet gee. Dat ons dit sal gebruik tot die uitbreiding van die koninkryk. Amen. Voor Elenetjie kom hier gou na my toe en voor Henry gaan praat gou. Wat 'n dag is Kersfees? 'n Donderdag. Goed, dan ek verkeerd ek nog is die Dinsdag. So, maar in elk geval, ek het Dominee se boodskap wat hy vanoggend gebring het, is vir my so wonderlik waaroor dit ook gaan wat ons wil graag doen. 3 jaar gelede was daar ook 'n stemmetjie, want ek werk baie op stemmetjies, wat vir ons wat ek gevra het of ons nie kan Kersdag vir mense 'n ete kan gee nie. En ons het 3 jaar gelede begin en ek is nou nie elke keer Kersfees hier nie, maar Elena het toe nou verlede jaar het sy nou begin en ons toe dit gaan dit nou hierdie jaar nou weer doen. Dit kom op neer, ja, baie van julle weet al hoe dit werk. Ons die Sondag voor Kersdag sal daar in die voorportaal Fomelite houers wees. En dan kan jy 'n houer neem en dan Kersdag kan jy, as jy dit 11:30 die middag kan bring nie, of die oggend kan bring nie, kan jy dit saam kerk toe bring, 'n Kersete. Die ete wat jy gaan maak, kan jy net daar insit en dan sal ons dit kry en dit sal versprei raak. Nou Elena sal hierdie jaar nog weer met haar groepie mense, maar as daar mense is wat kan help, sal dit baie waardeer word om vir Elena te kontak. As ons vir hulle 'n bordjie eetgoeders kan gee, Kersete. Daar sal, soos ek sê, daar sal die bakkie sal beskikbaar wees. Nou Elena vertel vir my, daar waar sy woon, is daar 'n tannie wat sê, weet jy, daai kerk daar op die hoek, daai Swartdak kerk, hulle het vir ons verlede Kersfees, het hulle vir ons heerlike kos gebring. En weet jy, hulle het ook 'n so jong dominiekie daar by daai kerk. Hy maak al die potholes in Kebega, maak hy blykbaar reg. En daar was ook 'n oom gewees wat gesê het, volgens Helena wat gesê het, hy was so bly, want hy was op pad om vir sy Kersdag ete wors en eiers te gebak het. En hier kry hy 'n wonderlike Kersete. So, as julle so gaaf sal wees om die Sondag voor Kerssondag, Kersdag, kan julle 'n Fomelite bakkie kom kry. Maar uit ondervinding weet ek ook baie mense het vergeet, dan gaan hulle op die Spar in en dan gaan hulle na Pick n Pay toe. Like, dan is dit dan maar 'n wonderlike ete wat hulle saambring om vir die mense te gee. So asseblief, sterkte met dit en ek hoop ons almal sal daai dag 'n baie geseënde Kersdag hê. Ledetjie, wil jy ietsie sê? Jy was 'n juffrou gewees. Goeiemôre almal. Ja, dit was nogal vir heel komies toe ek vertel word van hierdie kerk met die hoë dak. As ek op Checkers toe ry, sal ek op sien op my regterkant op die hoek. Ja, baie dankie. Verlede jaar was wonderlik om die mense op die dankbaarheid te sien in mense se gesigte wanneer hulle kos kry wat hulle nie so gehad het nie. Jy weet, ek en Edith het ook op 'n party daar knop in die keel as ons ek goed uitdeel en die dankbaarheid sien. Ook elke maand se kos, maar so op Kersdag. Want party mense raak in trane van dankbaarheid. Hulle weet nie wat om te sê nie, hulle kan nie glo. Hier kry hulle skielik onverwagse ete nie. Dit het ons self baie diep geraak, wat uitgedeel het. Baie dankie vir julle ondersteuning, en ook dan nou ook met Kerssangdiens, die baie goed wat ingekom het. Baie dankie. Daar sê, kom ons ondersteun ook hierdie wonderlike poging wat hulle wil doen. Ek is nie baie om af te kondig nie. Lidmaatskap het ons ontvang van Anneke van Wyk. Sy vanmôre hierso. Daar so, sê vir jou, jy was al lankal hier, so baie welkom weer. En dan dit een verjaarsdag, Henk Barnard verjaar vandag, sê vir hom ook saam met almal in die week verjaar. Baie geluk, en mag julle liewe lewensjaar vol van God se liefde en sy omgee en sy genade wees.
Op ons gebedslys het ek hier 'n paar name. Ons Dewald Els herstel na operasie. Marlene Kutsie sukkel met haar gesondheid. En Nelly is hier by ons. Ons is bly sy is weer in die kerk. Dit gaan beter met haar ook. En dan het ons 2 sterfgevalle hier soos Anna Mettelkamp en ek sien hier so Okkie Barkhuizen is oorlede. Kom ons bid dat die Here in sy groot liefde vir hierdie gesinne sal bystaan in hierdie hartseer tyd, ook in hierdie tyd van die jaar waar daar soveel fees gevier word, dat die Here vir hulle baie naby sal wees. Baie dankie. Het gaan nou net oor 'n uur. Hulle sê mos, jy mag oor die NG Kerk oor enige iets preek, maar net nie oor 'n uur nie. So ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar na 'n uur raak mense 'n bietjie kriewelrig al. Ek wil net 'n vinnige videoetjie wys van julle, het dit dalk al gesien, maar sommer net 'n paar kinders van huis 4 van MTR Smit. Hulle was by ons Kerssangdiens, hulle het dit so geniet. Partykeer moet jy nou die video oorneem van hulle het nou meer goed gesê, maar hierdie is nou die een wat gewerk het, maar hulle is baie dankbaar dat hulle hier kon wees en hulle dit baie gesê vir die kerk. Dit was baie leuk om die Kerssangdiens te geniet. En nog wat ek moet sê, ek het gelijk, ek het die muziek gelijk en alles was lekker, ek het geniet en het was baie mooi. Ik wil het bij de gemeente, want het is allemaal te daar geweest voor de avond. Dank voor het eten van niet. En was zeker voor deze gevoel. En alles zeker. Ze dank u om. En u met dit genieten en gooi mij geblest. En dank u voor dit gevoel. So, hulle is baie dankbaar. Soos ek gesê het, vir van hulle was dit hulle eerste Kerssangdiens. Ek dink dis maar die minderheid wat al by een was. So dit was vir hulle baie spesiaal. Hulle sê dit is 'n bietjie lank, my sing baie, maar dis mooi en die koor sing mooi. Hulle een vra my, raak daai ooms nie moeg nie. Maar hulle het baie geniet. Ons slotlied is Ek wil kom stil word. Kom ons staan en ons sing hierdie lied saam. Yes.
ontvang die seën van die Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle sal wees. Amen. Ons sing amen vir oggend.